Vanoggend wil ek met u praat en die tema vanoggend is Jesus openbaar die ware seëninge. En die vraag is vanoggend, hoe lyk 'n geseënde mens volgens Jesus? En dis 'n belangrike vraag wat ek vir u wil vra, hoe lyk 'n geseënde mens volgens Jesus? En ons skrifgedeelte is uit die bergpredikasie, baie bekende gedeelte, Matteus 5 van vers 3 tot 12, en ek gaan gedeeltes daar, soos ons gaan ons daaroor gesels. En ek wil vir u vanoggend vra, wat beteken dit om geseënd te wees? As ek vir u die vraag vanoggend vra, wat beteken volgens u, wat beteken dit om geseënd te wees? Wat sal die antwoord wees? As u 'n oomblik daaroor nadink, wat is die eerste gedagte vanoggend? Wat het jy al gehoor in die lewe? Wat het jy al gehoor, dit is hoe 'n geseënde persoon lyk? Wat sê die wêreld? Wat sê die woord seën? Maar wat sê die wêreld vanoggend vir ons? Hoe lyk 'n geseënde mens? Die wêreld baie keer sê voorspoed. As jy voorspoedig is jy geseënd. Het jy al so dit gehoor? En dan dink ek, maar ek is nou nie so voorspoedig, of het gaan swaar met my, is ek nou nie geseënd. Die wêreld sê as jy baie geld het, dan is jy geseënd. En as jy arm is jy nie geseënd nie. Dink daaroor na. My hele lewe, alles wat ek is gemak. Dan is ek geseënd. En dit is baie keer wat ons hoor wat die wêreld sê. Die wêreld sê, dit is hoe jy is as jy geseënd is. Maar is dit ware seën dan? En dis die vraag, maar Jesus het gekom om die wêreld se definisie van seën herdefinieer. Hy het dit geherdefinieer. Hy het gesê, dis wat die wêreld dink, kom ek sê vir julle wat die waarheid is. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Jesus het gekom om daai hele definisie te verander. En wat Jesus gesê het en wat ons vanoggend gaan hoor, is so radikaal anderste. Dit het die hele wêreld en die mense van daai tyd het dit alles omgedraai. Hy verklaar mense geseënd wat niemand sou kies nie. Dink daaraan, wat sê die Here, wat is geseënd? Die armes van gees, hulle is geseënd. Die wat treur, hulle is geseënd. Die wat vervolg word, hulle is geseënd. En dit moes almal geskok het daai tyd. Dis nie wat hulle gedink het wat geseënd is nie. En die Here, as ons gaan kyk na die woord geseënd, wat Jesus daar gebruik en is belangrik, makario, is die Griekse woord daarvan. En as ons na die woord makario kyk, wat beteken dit? Dis 'n diep, goddelike geluk en innerlike voorspoed, wat binne in jou aangaan, wat 'n mens ervaar, wanneer jy leef volgens God se wil. Dink daaraan. U is geseënd vanoggend as u in God se wil is. As u innerlik by God is. As u werklik 'n kind van God is, dan is u geseënd. En as u vandag vanoggend hier sit en sê, maar ek dien nie die Here nie. Maar ek het baie geld. Of ek is so gesond, maar ek dien nie die Here nie. Dan is u nie geseënd nie. U kan geseënd wees volgens die wêreldse standaarde, maar al wanneer u werklik geseënd is vanoggend, broers en susters, as jy 'n kind van God is, as jy lewe volgens wat die Here vir u sê, in God se wil, dan is u geseënd. En ons gaan nou daarna kyk, want Jesus het daai woorde gebruik. Daai woord omskryf is 'n definisie van wat werklik geseënd is. Jesus wys wat ware seën is, en is nie uit uiterlike omstandighede nie. As jy uiterlike omstandighede, as jy vanoggend hier so sit en sê, ek het smarte, ek is hartseer. Of jy kan kom en sê, finansiëel sukkel ek. Is ek werklik geseënd? Dan moet ons gaan kyk wat sê God. Want baie kere kan mense kom en sê, wow, kyk, ek het nooit 'n tekort aan finansies byvoorbeeld nie. Of ek kan die Comrades 5 keer gaan hardloop, so gesond is ek is geseënd. Maar ek ken nie die Here nie. Is die vraag, is jy werklik geseënd? En dis wat die Here vir ons vandag sê. Jesus wys vir ons, dis nie omstandighede nie, maar dit is 'n lewe wat deur die Heilige Gees gevorm word. Die Heilige Gees is in u, u is 'n kind van God. Dis geseëndheid. Ek het 'n verhouding met God, ek is weergebore, ek het 'n intieme verhouding met my God.
As u dit vandag verklaar en sê, maar ek het 'n intieme verhouding met my God, is u geseënd. Al het ek niks. Al sit ek in 'n tronksel, is ek geseënd. Hoe is dit moontlik? Want ek dien die lewende God. Hy het medelee met my, hy weet waartoe ek gaan. Hy ken u persoonlik, dan is u geseënd. Die bergpredikasie is Jesus se portret van mense wat werklik geseënd is. Hy kom skilder vir ons 'n prent, duisende jare terug. En hy skilder vanoggend vir daai selfde prent. Hy sê, my kinders, kom ek sê vir julle wat geseënd is. U is dalk platgeslaan vanoggend. U gaan dalk deur moeilike tye, die storms van die lewe kom met golf en golf oor u. Dan kom jy, kan jy dink, mense kan sê, jy het sonde. Dis hoekom slegte goed met jou gebeur. Dan dink jy, okay, wat moet ek nog volgende bely? Wat moet ek nog bely? Ek het al alles bely, laat ek van voor af begin. Want iewers is ek nie geseënd nie. Maar dan kom die Here en hy sê vir ons vandag wat werklik geseënd is. Die mens wat onder God se guns staan en die lewe ervaar hoe die Here vir u die lewe wil hê. Die Here het 'n plan met u lewe en as u in sy wil staan, nie buite sy wil nie, maar in sy wil staan, dan het die Here 'n plan met u lewe, dan is u geseënd. En baie keer sê ons, maar ek kan dit nie sien nie. Hoekom, Here? Maar as u in die plek, of in die plek kan wees waar jy kan sê, maar Here, ek weet, u die beste vir my. Ek dien nie, en ek gaan op wat u sê wat geseënd is. Dan, broers en susters, is ons op 'n hele ander plek. Dit is 'n seën wat gewortel is in God se koninkryk. Is geanker in God se koninkryk. En vandag gaan ons na die Bybel kyk en daar's so baie wat ons kan noem. Ek gaan by Psalms begin en ek gaan deur dit gaan en dan gaan ons in die Nuwe Testament tot by Openbaring kyk na dele wat die Here sê. Dit is ware seën. Dit is wat geseënd is. Ware seën. Broers en susters, vanoggend word nie gemeet aan wat jy het nie. Maar dit word gemeet aan wie u in Christus is. Ware seën is as u aan die Here behoort. En die vraag is, broers en susters, behoort u vanoggend aan God? Ek baie kan kom en sê, maar my oupa was 'n Christen, my ma was 'n Christen en ek moet ook een wees. Maar ek het nog nooit 'n keuse gemaak vir God nie. Dan is die vraag, is u 'n kind van God? En dan, my broers en susters, dit is ware seën as jy vandag 'n kind van God is. En daarom is ons vanoggend opgewonde. Ek is geseënd. Ware seën, met my God sê vir my wat ware seën is. En ek wil heel eerstens vanoggend kyk, kom ons kyk na die Ou Testament. God se oorspronklike definisie van seën. Wat het die Here vir ons oorspronklik gesê van wat is 'n persoon wat geseënd is? En ek wil hê ons moet kom ons kyk na die Ou Testament. Daar's baie dele, maar die Ou Testament lê die fondasie vir wat Jesus later in die Nuwe Testament sê en waarop alles gebou. So kom ons kyk. Dink aan Psalm 1 en die mense wat gister by die lering was, dalk is daar iemand vandag, wie van julle ken Psalm 1 woord vir woord? Wie kan hom oproep? Iemand nie. Kyk, gaan leer om hierdie week. Die mense wat die klas bygewoon het, dis wat hulle hierdie hele week gaan doen. Dis 6 versies. Hulle gaan Psalm 1 hierdie week lees. En waar begin hierdie Psalm mee? Geseënd. Hoekom as ons gaan kyk na Psalm 1? Volgens Psalm 1 is wanneer 'n mens sonde vermy. Jy's geseënd as jy sonde vermy en sy lewe rig op God se woord. Wil jy geseënd wees? Vermy sonde, rig u gedagtes op God se woord. Wat gebeur dan? En is so mooi. Die geseënde mens vind vreugde in die Here se onderrig. En hy vat God se woord en hy leer God se woord. Hy's nie deur die wêreld nie. Hy word nie beïnvloed deur die wêreld nie. En wat beteken dis 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat vrug dra op die regte tyd, wat die vrug dra, blare verdor nie. En alles wat hy doen slaag. Ware seën kom uit 'n lewe wat in God gewortel is. Wil jy geseënd wees? Laat u lewe in God gewortel wees. Psalm 1. Gaan lees hom verder, ek gaan dit nie nou noem nie. Wat gebeur as u dit nie doen nie?
dan is dit is dorheid. Gaan lees die Psalm. Maar hierdie gedeelte, dit is ware seën. Psalm 32, vergifnis is 'n seën. Wie van u vandag, ons het gesing, breek die bande, Here. Wie van u vandag sit dalk hier so en sê, my sondes druk op my. My sondes wat ek gedoen het, jare terug, druk nog op my. Dit trek my af, dit is so swaar. Het jy al op 'n punt gekom en gesê, ek wens ek het dit nooit gedoen nie. Ek is so spyt, ek is so jammer. Maar die Here kom en sê, jy's geseënd as jy vergewe is. So en dit is ons gaan nou daarna kyk, maar ek en u sit vandag in hierdie posisie, ons kan nou na die Here toe gaan. En op hierdie oomblik, in die gedagtes, kan jy nou gaan en sê, Here, vergewe my. En hy's vry. As hy waarlik berou het. Dawid leer ons dat die grootste seën nie voorspoed is nie, maar vryspraak. Vergifnis is die seën wat die mens van binne heel maak. As u met sondes loop en dit druk op u, is u stikkend binnekant. Maar dan kom die Here en hy sê, hy vergewe ons en Dawid sê, dit begin binne. Is van binne genees. Vergifnis is die seën wat die mens van binne heel maak. Kom ons kyk na Psalm 32, 1 en 2 net. Geseënd is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Geseënd is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie. Is hierdie nie mooi nie? Geseënd, hoe lyk dit wanneer u vry is? Hoe lyk dit wanneer die Here, wanneer u sê, ek is vergewe? My sonde word my nie toegereken nie. Ek is vry. En dit is wat Dawid sê, dis 'n geseën, dit is ware seën. Dis nie iets wat u verdien nie. Al werk jy hoe hard, al werk jy hoe lank, en jy hou aan en aan en aan en aan, werk, dit gaan nie u vrykoop nie. Dit gaan nie vir u seën gee nie. Ware seën is in Jesus Christus wat vir ons die prys betaal het. U kan nooit hard genoeg werk om daai seën te kry nie. Dit is 'n geskenk. Vat dit. Dit is 'n geskenk van bo. En as u vandag hier so sit en sê, maar hoekom sal die Here na my kyk? Hoekom sal die Here eers 'n saak hê met my? Dan kan jy stil raak en sê, ek gaan op die woord gaan. Want die Here sê geseënd. Die seën van die Here, dit maak ons vry. In Spreuke 10:22, die volgende gedagte. Seën kom van God af. God seën ons vandag. Die Here seën ons. Ware seën is nie iets wat jy verdien nie, dis wat ek gesê het. En dit kom van die Here af. Die seën van die Here, dit maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Jy kan niks doen om dit by te... Jy kan nie, al is jy hoe hard werk, jy gaan nie die seën van God verdien nie. Die Here gee dit vandag vir my en u. En dan 'n verdere gedagte. Jy kan gaan kyk, die priesterlike seën, Numeri 6:24 tot 26. Dis toe die Here aan Aaron en sy seuns die priesterlike seën gegee het, en ons ken dit, daar's liedere daaroor geskryf, en is so kragtig en mooi. Die Here seën jou en bewaar jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee jou vrede. Wat 'n mooi seën is dit nie? Dis die bekendste Ou Testamentiese seën. En dit vra dat God teenwoordig, genadig, vredegewend sal wees. En hoe is dit nie, wanneer ek en u in 'n regte verhouding met God staan, en ons sê, Here, u gee u vrede vir my. Ek is nie meer onstuimig in myself nie. Here, ek gee oor. Was jy al op 'n plek wat u so moedeloos is, wat jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Dan kom jy op 'n punt en sê, Here, ek gee oor. Ek gee alles nou vir u. Dan kom ons is in teenwoordigheid, genade en vredegewend. Dit gaan nie oor goedere of rykdom nie. Dit gaan oor God se teenwoordigheid in ons lewe. En wil u dit verruil? Sal u dit vandag wil verruil? As jy die vraag moet vra, jy kan al die rykdom hê vandag. Jy kan al die gemak hê.
sal U dit vandag wil verruil vir die seën van God, vir God se teenwoordigheid, God se vrede, God se liefde, sal U dit wil verruil? Nee. En dis ware seën hierdie. So kom ons kom na die Here toe. En die laaste voorbeeld om te seën is geseën om geseën te word. Spreuke 11:25. Die siel wat seën word versadig en hy wat laaf word self ook gelaaf. Dit is so mooi diep waarheid. So wat beteken dit vandag? Ek ontvang seën, ek wil ander seën. Dis wat dit beteken. U ontvang nie God se seën om dit vir jouself te hou nie. Ek ontvang seën van God. Die Here seën my en seën my en seën my en ek wil ander seën. Dis 'n waarheid. Seën vloei nie net na jou toe nie. Dit vloei deur u na ander toe. Is dit nie wat ons wil doen nie? Wanneer ons die evangelie uitdra, wanneer ons vir ander vertel van die Here, is ons nie besig om hulle te seën nie. Want God het my geseën. Die Here seën my. Die een wat 'n seën vir ander is, word self geseën. Dink daaraan, dis soos 'n rivier. Die rivier het 'n bron, die rivier kry water en daai rivier vloei uit na ander strome toe. En dis seën. Mag ek en u 'n seën wees vir ander. Is ek en u vandag 'n seën vir ander? Gaan ons of hou ons alles vir onsself? Ons kom kerk toe en dis waar ek gaan bly. En dis waar alles hier so is. Ek gaan nie uit van hier af nie. En daarom nooi ek uit, die uitreikings wat ons wil doen. Hoekom het julle gegaan? Om daai mense te gaan seën. Jy het nie gegaan soontoe om te sê, ek gaan soontoe want ek wil iets hê nie. Want daai mense kan jou niks bied nie. Jy gaan soontoe, want jy weet, dalk is dit die laaste woord wat ek oor die Here kan spreek in iemand se lewe. En dis die wonder, want ons weet nie hoe lank ons nog op hierdie aarde het nie. Sal u iemand anders dan seën? Kom ons kyk nou, dis die agtergrond van die Ou Testament. Kom ons gaan na die Nuwe Testament. Wat sê Jesus? Jesus praat oor wat geseënd beteken. Hy's op die berg. En hy gaan en hy vat hierdie Ou Testamentiese gedeeltes en hy beskryf dit wat ware seën is. Hy dra dit heeltemal om. Dit wat mense gedink het is seën, kom die Here en hy dra dit heeltemal om. So wat u vanoggend dalk gedink het is seën, jy kan nie uitstap en sê ek het nie geweet, ek het dit nie geweet nie. Maar die Here kom, Jesus kom en hy draai dit om. Die Here sê nie uit 'n lys. Die Here kom nie en sê dis die lys, doen die volgende dan is jy geseënd nie. So as u gedink het ek moet die volgende doen, dan is ek geseënd. Dis nie wat die Here sê nie. Hy beskryf die mense wat wel geseënd is. Die Here kom en sê, dit is wat die Here sê. Met ander woorde, hy beskryf die burgers van die koninkryk. Is u 'n burger van God se koninkryk? En die Here kom en hy is so belangrik. Jesus sê, Jesus sê nie, doen hierdie dinge dan is jy geseënd nie. Hy sê, as jy so is jy reeds geseënd. En dis belangrik. Die Here kom nie en sê, doen die volgende nie, A, B, C, D, D, dan is jy geseënd nie. Hy sê, jy's geseënd, jy's reeds geseënd, as jy die volgende doen. En dis belangrik, kom ons kyk na elkeen kortliks. Geseënd is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, vers 3. Om arm van gees te wees is om te erken, Here, ek het niks om voor U te bring nie. Ek is heeltemal afhanklik van U af. Dis arm van gees, dan is jy geseënd. Vanoggend toe ons na die Here toe kom, Here, ek het niks. Here, ek's arm van gees, ek het niks om U te bied nie. Ek kom nes ek is, met leë hande kom ek na U toe. Jesus sê nie, geseënd is die wat ryk is nie. Hy sê, geseënd is die wat weet hulle is arm. So vanoggend kom ons na die Here toe, Here, ek is nie eens waardig om U te staan nie. Here, ons is nie eens waardig vanoggend om U naam groot te maak nie. Want ons is niks, ons kom, Here, ons is arm van gees. Want die koninkryk behoort aan die wat weet hulle kan dit nie self verdien nie. As u vandag wil weet, is ek 'n kind van God, en u dink jy moet die volgende doen, dan mis u dit.
As ons op 'n plek kom vandag en sê ek weet ek het niks nie. Niks wat ek doen nie. Wees nederig. Vers 4, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Vers 4, hierdie vers klink dalk so teenstrydig. Hoe kan dit geseënd wees as ek hartseer is? Hoe kan dit geseënd wees as ek treur? Omdat God se vertroosting groter is as die pyn wat jy deurgaan. Wat 'n pyn gaan jy vanoggend deur? Ek het smarte, ek is hartseer. God se vertroosting vanoggend is groter as die pyn en die hartseer. Dis wat die Here sê, soos u kom en sê ek is hartseer, ek treur vandag. Kom die Here en sê my troos is vir jou groot. Jesus sê die treur is nie die seën nie, die vertroosting is die seën. So u kry vandag, u is geseënd want u word vertroos deur God. Dis waar die seën lê. Met die smarte, met die hartseer, met die swaar kry, met dit wat u op hierdie oomblik deurgaan. Die vertroosting is die seën en daardie vertroosting kom net vir die wat treur. Met ander woorde, God is by u in die teenwoordigheid waar jy nou pyn deurgaan. Waar jy nou die hartseer deurgaan, waar jy nou deur die moeilike tye gaan, ware seën kom uit God se teenwoordigheid in die pyn. Met ander woorde, in my smarte, in my pyn is God daar. Here, ek het opgestaan vanoggend, ek het gedink die pyn gaan wegwees. Ek het gedink die smarte gaan wegwees. Ek het gedink my hart gaan genees wees vanoggend. Dan kom die Here en sê hy, ek is nog steeds nou by jou, teenwoordig in jou smarte, in jou pyn. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Sagmoedigheid, broers en susters, is nie swakheid nie. En dis belangrik. Baie kere kan mense sê, jy is sagmoedig, so jy is swak. Sagmoedigheid is nie swakheid nie. Wat is sagmoedigheid? Dis sag van hart. Verdraagsame gees wat vrede bring. Met ander woorde, dis my hart, ek het 'n verdraagsame gees. Dit is wie ek is. 'n Sag van hart. Dit beteken nie, ek is hierdie swakkeling nie. Dit beteken om God te vertrou, om reg te laat geskied. Dit is wat dit beteken. Ek sagmoedig, ek is nie 'n swakkeling nie, maar ek weet God sal dit reg geskied. En al gebeur dit nie in hierdie wêreld nie. Die ewigheid kom. En God se regverdige God, en hy sal oordeel. Baie kere kan ons op hierdie aarde kom en sê, kyk hoe onregverdig is hierdie aarde, kyk hoe sleg gaan dit, kyk, hoekom word hierdie mense nie net weg nie? Dis tog wat ek sou wil hê, laat hulle net weg, as al die bad mense weg. Maar dit gebeur nie. Maar God is regverdig. En God sal oordeel, soos wat God sal oordeel. In sy regverdigheid, hierdie wêreld kom tot 'n einde. En almal sal voor die lewendige God staan, broers en susters. En God sal almal regverdig oordeel. Sagmoediges erf die aarde. Hulle ontvang uiteindelik dit waarvoor die wêreld veg met geweld. Die wêreld veg met geweld. Hulle wil alles oorneem met geweld. Maar kom die Here en hy sê, ons, die wat sagmoedig is, ontvang erf die aarde. Jesus self was sagmoedig en hy was nie swak nie. En dis my en u voorbeeld. En dis wat Jesus sê, geseënd is die sagmoediges. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Wat beteken dit? Met ander woorde, ek is nie halfhartig op soek na geregtigheid nie. Met ander woorde, soos wat u sal soek vir geregtigheid, soos water en kos wat ek soek. Ek smag daarom nie. Dink daaraan 3-4 dae die kos of water gehad nie. En die smag na kos en water. Dis hoe dit is om te smag na geregtigheid. Met ander woorde, my begeerte is om reg en geregtigheid by my huis te hê. Reg en geregtigheid in die kerk. En reg en geregtigheid in die wêreld. Dis waarna ek smag. Is 'n passie daarvoor te hê. Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Is u barmhartig? Is u jammer wanneer ander mense sukkel? Wil jy ander help? Met ander woorde, jammer te wees en te help, te vergewe. Genade te wys, dis barmhartigheid. Mense se nood raak te sien en op te tree. Te doen wat die Here vir ons sê, dis barmhartigheid. Het ons barmhartigheid? Het ons nog barmhartigheid in die kerk? Met ander woorde, as iemand
deur moeilike tye gaan, is ons daar vir hulle. Bemoedig ons mense, help ons mense. Bewys ons genade. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Vers 8. 'n rein hart is nie 'n perfekte hart nie. Maar 'n rein hart is nie skynheilig nie. Daar's nie verdeeldheid nie. Jy's opreg. Met ander woorde, dit wat mens sien, dit is wie jy is. Dit is opregtheid. Dit is 'n hart wat sonder voorbehoud, sonder verborgde agendas. Baie keer het mense in hulle hart is al verborgde agendas. Hulle is hierso op een manier, hulle kom en hulle is op 'n ander plek, 'n ander manier. En die Here sê vandag vir ons, geseënd is die wat rein van hart is. En die belofte is so mooi. Hulle sal God sien. Dis geseënd. Dis wat Jesus kom doen. Hy draai die wêreld om. Hy sê, wil jy geseënd wees? Hoe lyk jou hart? Wat gaan in nie aan? Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Vredemakers. Nie net, ek het vrede nie. Maak u vrede. Gaan nie uit daarna om vrede te maak. Vredemakers. Of het sal stilstype in die huis vir baie lank, want ons maak nie vrede nie. Vredemakers, dis wat die Here sê, is ons vredemakers. Om vrede te maak, is nie net om vrede te hê nie. Vredemakers is die mense wat aktief werk aan versoening. Met ander woorde, ek wil versoening hê, ek wil die verdeeldheid oorbrug, dan moenie verdeeldheid wees nie. Vrede maak vrede in die kerk. Vir wie is jy kwaad vandag? Vir wie is jy kwaad? Maak vrede. Met ander woorde, as haat is, kom ons vervang haat met liefde. Dat ons vrede kan hê. Geseënd is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want hulle behoort in die koninkryk van die hemele. As jy, omdat jy doen wat reg is, en jy doen wat die Here sê, is jy geseënd. Met ander woorde, as jy vervolg word, as mense teen jy gaan omdat jy die Here dien, behoort jy aan die koninkryk. Vervolging self word 'n teken dat jy aan die koninkryk behoort. Geseënd is jy wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Jesus maak dit persoonlik. Hy sê, word jy sleg gesê? Maak die mense sleg omdat jy die Here dien? Het jy dit al beleef? Geseënd is u. As jy om my wil vervolg word, wees bly, want jou beloning in die hemel is groot. So vandag is dit nie altyd maklik nie. Vir jong mense op skool is moeilik. Want jy staan uit. Jy kan nie meer sê ek's 'n kind van die Here nie. By families, as jy sê ek doen nie meer wat hulle doen nie, dan word jy beledig. Baie, en ek het dit al gesê, mense sê, jy loop met die Bybel onder die arm. As jy sê waarvoor jy staan. En dan word jy beledig, maar die Here sê, jou beloning is groot. Die derde gedagte, dis wat Jesus gesê het, en het aangegaan in die Nuwe Testament, het daarop gebou. Wat sê die Nuwe Testament verder oor seën? Seën is dieper as omstandighede. Dit lê in wat God en Christus vir ons doen. Dis waar geseënd. Ons is vandag geseënd oor wat Christus vir ons gedoen het. Wat het die Here vir u gedoen? Die prys wat betaal is. Die duur prys. Elke dag wat hy vir ons doen, dan kom Paulus en hy sê in Efese 1:3, geestelike seëninge. Met ander woorde, ons is reeds geseënd. Ek en jy is geseënd. Hoekom? As jy 'n kind van God is jy uitverkies. Is aangeneem as 'n kind van God. Is nie net iemand nie. Vanoggend is ek en u wat 'n kind van die Here is. Ons is geseënd, want ons is 'n kind van God. Ons is verseël met die Heilige Gees. En dis nie 'n seën wat weggevat of kan verdwyn nie. Al gaan dit hoe swaar vandag, is u geseënd. En dis baie kere wat ons kry. Iemand gaan deur moeilike tye in hulle lewe. En hulle kla nie. Hulle sê, ek is so geseënd. Ek het soveel pyn in my liggaam, ek kan skaars opstaan, maar ek is so geseënd.
Want ek is 'n kind van God. Ek is so hartseer, my hart is stikkend. Maar ek is so geseënd. Want ek is 'n kind van God. Die prys is vir my betaal. Ek is verseël met die Heilige Gees. Romeine 4:7-8. Vergifnis as seën. Is dit nie wonderlik vandag? Hoe geseënd is ons? Want ons is vry. U is vry gespreek. Dan kan die wêreld kom en sê, ja, maar onthou jy dit? Onthou jy wat jy daar gedoen het? Onthou, hoe kan jy sê, as 'n kind van die Here, kyk wat het jy gedoen? Die Here sal dit nooit vergewe nie. Dan kom jy op 'n plek en sê, dis 'n leuen. Want ek's 'n kind van God, ek's vergewe. Die Here dink nooit weer daaraan nie. So, hoe ver is die ooste van die weste? Dis hoe ver ons sondes verwyder is as ons na die Here toe gaan en bely. Hoe diep is die diepste van die see? Dis hoe ver ons sondes van ons weg is. Al is hy so rooi soos purper, is wit soos sneeu. Dis wat die Here vandag vir ons sê, so maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe die wêreld ons aan ons verlede wil herinner nie, vergifnis is 'n seën. Jakobus 1:12, seën en vervolharding, met ander woorde, as ons volhard, ons hou nie op nie, dan is ons geseënd. Seën in regverdige leiding, 1 Petrus 3:14, wanneer ons lei vir wat reg is, dan is ons geseënd. Wanneer jy by die skool is en jy lei vir wat reg is jy geseënd. Wanneer jy by 'n aftreeoord is waar jy bly en die mense glo nie eintlik in die Here nie, of as jy daar van die Here wil praat, dan is hulle sommer kwaad vir jou. Geseënd is jy. Want jy staan vir wat reg is. En dan beweeg ons na Openbaring toe. Hoe mooi is dit nie? Almal baie is bang vir die boek Openbaring. Maar vat daai boek en eet hom. Openbaring 1:3, vat hom en kyk daarna. Openbaring 1:3, seën. As jy daai boek lees, dit begin geseënd. Met ander woorde, as ons die boek gaan lees, is dit 'n seën. Seën vir die wat die boek lees. Seën vir die wat dit hoor. Seën vir die wat gehoorsaam is. En dis wat die Here sê in die eerste vers, Openbaring 1:3, sê die Here dit, ek en u is vandag geseënd. En dan Openbaring 14:13, seën selfs in die dood. Dink daaraan. Dit bring ons baie keer 'n hartseer as ons vir iemand aan die dood afgestaan het, maar seën selfs in die dood. Geseënd is die dooies wat in die Here sterf. Geseënd is die dooies wat in die Here sterf. Ons seën is tot in ewigheid. Niks, selfs die dood, kan nie die seën wegvat wat die Here vir ons het nie. Geseënd is die dooies wat in die Here sterf. Dan, broers en susters, kortliks, wat ware seën nie is nie. En jy kan daarbey byvoeg. En dis belangrik, as jy al gehoor het en geluister het, en jy is dalk op 'n hele ander plek gewees, en het dalk al hiermee in 'n stryd gesit. Ware seën is nie van finansiële rykdom nie. Ware seën is nie probleemvrye lewe nie. Ware seën is nie jou eie prestasies nie. En ware seën is nie tydelike geluk nie. En jy kan self by dit byvoeg. So as u met 'n wanpersepsie gesit het, die woord kom breek dit oop. Jesus kom sê vir ons, wat is ware seën? En dis daar vir ons. Hoe leef ons in ware seën? En ek wil dit kortliks en prakties, hoe gaan ons dit doen? Hoe leef ons hierdie seën uit vandag? Erken jou armoede, jou geestelike armoede voor God. Erken vanoggend, ek is afhanklik van u, Here. Want wanneer die dae is, sal jy geseënd wees. Treur oor die sonde. Kom na die Here toe en sê, Here, ek kom vandag, ek treur oor my sonde. Vergewe my, Here, ek het berou. Dan sal jy geseënd wees, want jy is vergewe. Wees sagmoedig. Moenie jou eie regte afdwing nie. Wees sagmoedig. Is ons nog honger en dors vir geregtigheid? Gee ons nog om wat reg en verkeerd is. Gee ons nog om wat reg en verkeerd is in die kerk. Wees ontevrede met die onreg in die wêreld. Laat jou hart brand vir geregtigheid. Wees barmhartig. Kyk, sien ander mense se nood raak. Wees daar vir ander.
Wees daar vir ander, wees barmhartig. Hou jou hart rein. Hou jou hart rein, wees opreg voor God. Moenie laat klein dingetjies inkom nie. Moenie laat klein dingetjies chip tot dit in jou is nie. Hou jou hart rein vandag, broers en susters. Maak vrede. Wees 'n instrument van vrede in jou gesin, in jou werkgemeente. Maak vrede. Met wie moet u vandag vrede maak? Met wie beklei u? Met wie is daar konflik? Maak vrede. Aanvaar vervolging. As jy ly omdat jy Jesus volg, wees bly. Dis nie maklik nie, maar kom na die Here en sê, Here, dankie. Dis nie maklik nie, dis swaar vir my, maar dankie, Here. Wees bly. En dan sluit ek vandag af. Dink aan die volgende. Jesus het van die berg afgeklim. En hy het die wêreldse idee van seën totaal en al omgedraai. En vanoggend kan jy dalk hier so sit en sê, my gedagtes is omgedraai. Ek het nie geweet dis seën nie. Want as jy nie weet wat seën is nie, kan die vyand kom en hy kan u so depressief maak. Hy kan dink, kyk, daai mense, hulle moet seker seën hê. Hulle gaan nie eens kerk toe nie. Hulle dien nie die Here nie. Maar kyk hoe goed gaan dit met hulle. So hulle is seker geseën. Hoekom nie ek nie? Maar as ons op 'n punt kom en ons kan kyk wat is werklike seën, dan verander ons lewens. Ware seën is nie 'n saak van omstandighede nie. Dis 'n saak van verhouding. As u vandag 'n verhouding met die lewendige God het, dan staan u in ware seën. Dit is om die koning van die koninkryk te ken. Ken u God. Dit is seën. En ek sluit die laaste vers. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. En wie se vertroue die Here is. Dis die geseënde man of vrou. So vandag, as jy hier so sit en sê, my lewe val uit mekaar uit. Ek weet nie wat aangaan nie. Hoekom? Waarom? Kom terug. Het u vandag 'n verhouding met God? Hoe lyk u verhouding? Hoe lyk u pad? Hoe lyk u lewe vandag met die lewendige God? Het u 'n verhouding? En wanneer u 'n verhouding met God het, dan kan u kyk, wat is die ware seën? Dit wat Jesus vir ons bied. Amen.